Hoofstuk 6, kontantontvangste joernaal, kontantbetalingsjoernaal, oorboeking en die opstel van 'n proefbalans op bladsy 59. Nou in hierdie hoofstuk gaan ons kyk na die opskryf van transaksies in joernale, sodat ons meer inligting van die transaksie kan hê, en ons gaan ook toets of ons reg oorgeboek het deur 'n proefbalans op te stel. Nou voordat ons dit kan doen, moet ons seker maak dat jy die opskryf van transaksies in die algemene grootboek verstaan. Kom ons kyk as voorkennis na oefening 6.1 of jy dit kan voltooi. Oefening 6.1 sê vir ons, M de Waal het op 1 Junie 2015 'n diensonderneming met die naam Salon Marina begin. Dit wil sê, sy lewer 'n diens en ontvang daarvoor lopende inkomste. Die transaksies van Salon Marina vir Junie 2015 word hierna gegee. Nou die opdrag sê vir jou in die eerste plek, voltooi die geopende rekeninge in die algemene grootboek van Salon Marina en sluit dan aan die einde van die maand die rekening korrek af op 30 Junie 2015 en bepaal die saldo van die bankrekening. Nou onthou, as jy meer as een keer aan een kant van 'n rekening skryf, dan gaan jy dit bloot net optel, maar in die bankrekening, waar jy aan beide kante die debiet en die kredietkant skryf, moet ons die saldo bepaal. Nou kom ons kyk na die transaksies vir Junie 2015. Op 1 Junie word daar gesê, M de Waal deponeer R50.000 as kapitaalbydra in die onderneming se lopende bankrekening. Die eienaar gee dus vir die onderneming geld, die onderneming ontvang die geld in die bank word dus meer. Nou onthou, die bankrekening is 'n baterekening. Dit moet jy sommer dadelik vir jouself daar in hakkies skryf. Langs die bank skryf daar, dit is 'n bate. Dit beteken enigiets wat gebeur dat die geld in die bank meer word, gaan ons aan die debietkant skryf, en enigiets wat gebeur dat die geld in die bank minder word, dit gaan ons aan die kredietkant skryf. Dus by die eerste transaksie, die onderneming ontvang geld. Die geld in die bank word dus meer, daarom hierdie inskrywing aan die debietkant van die bankrekening. Gaan jy skryf 2015 Junie die 1ste, die geld is ontvang van die eienaar as kapitaal, dus die verwysing na die rekening wat gekrediteer is die kapitaalrekening R50.000 aan die debietkant van die bank. Maar nou moet ons dadelik hierdie dubbel inskrywing gaan voltooi, en daar by kapitaal se kredietkant gaan ons die inskrywing maak, 2015 Junie die 1ste, die geld is in die bank R50.000. Sien jy die dubbel inskrywing? Kapitaal wat die eienaarsbelang vermeerder, word gekrediteer met die R50.000, en die bank wat 'n bate is wat meer word gedebiteer met die R50.000. Die twee rekeninge verwys na mekaar. In die bankrekening staan daar kapitaal, en by kapitaal staan daar die geld is in die bank. Die tweede transaksie vind plaas op die 3de Junie 2015. Die transaksie sê betaal aan die City of Tshwane per cheque nommer 001 vir 'n handelslisensie R600. Dadelik sê vir jouself, die geld in die bank word minder as gevolg van hierdie betaling. 'n Bate word minder in die kredietkant, daarom die inskrywing by die bankrekening se kredietkant. 2015 Junie die 3de, die geld is betaal om die handelslisensie te betaal. Daarom aan die kredietkant 2015 Junie die 3de, handelslisensie R600. En onthou, 'n handelslisensie is 'n uitgawe. Daarom hier sien jy die rekening handelslisensie N4, en hier word die dubbel inskrywing voltooi by die debietkant van die handelslisensierekening 2015 Junie die 3de, uit die bank uit is die geld betaal R600. Die bank is dus gekrediteer met die 600 en handelslisensie is gedebiteer, en dit is die dubbel inskrywing. Op die 4de Junie
reik 'n cheque uit aan Miller en Key vir die maandelikse huur wat ons moet betaal, R1320. Nou as huur betaal word, dan is die rekening se naam wat ons debiteer huuruitgawe. Die geld in die bank word minder, dus die inskrywing aan die kredietkant van hierdie bankrekening, Junie die 4de, huuruitgawe R1320 en die bank word weer hiermee minder gemaak. Huuruitgawe is 'n uitgawe rekening en daar sien jy die huuruitgawe rekening N7 aan die debietkant van die huuruitgawe rekening 2015 Junie die 14de bank R1320. Sien jy huuruitgawe word gedebiteer en die bank word gekrediteer, dus is die dubbelinnskrywing voltooi. Op die 7de Junie koop toerusting by Tron & Seuns vir R8,800 en betaal per cheque. Weereens die geld word uit die bank uit betaal. Bank is natuurlik 'n bate wat minder word as ek geld uit die bank betaal en hierdie keer is die betaling vir toerusting. Daarom op die 7de Junie toerusting R8,800 en die toerustingrekening is natuurlik 'n baterekening. Toerusting as ek dit bykoop is dit 'n bate wat meer word. Daarom aan die debietkant van die toerustingrekening 2015 Junie die 7de uit die bank uit is R8,800 betaal vir toerusting. Sien jy die dubbelinnskrywing? Die bank is gekrediteer met R8,800 en toerusting is gedebiteer met R8,800. Dus die dubbelinskrywingsbeginsel is toegepas. Kom ons kyk na ons volgende transaksie op die 8ste. Betaal vir De Wet en Key R1,100 per cheque vir verbruiksgoedere aangekoop. Nou verbruiksgoedere kan iets wees soos skoonmaakmiddels of daardie haarwasmiddels, die shampoo. Dit is 'n uitgawe. Uit die bank uit neem ons die geld. Die bank word dus weer minder. Daarom aan die kredietkant van die bankrekening die 8ste verbruiksgoedere is gekoop en R1,100 word die bank mee minder gemaak. Verbruiksgoedere is 'n uitgawe, dus aan die debietkant van verbruiksgoedere, want dit verminder die eienaarsbelang of die wins. 2015 Junie die 8ste bank R1,100. Verbruiksgoedere gedebiteer, die bank gekrediteer, dus ons dubbelinskrywingsbeginsel geld. Die volgende transaksie het plaasgevind op die 10de Junie. Reik 'n cheque uit aan die Beeld vir advertensie geplaas R140. Die bank wat 'n bate is word minder toe ons die geld betaal en daar sien jy die inskrywing op die 10de Junie. Advertensies is betaal R140 en die bank is daarmee minder gemaak. Advertensies is natuurlik 'n uitgawe rekening. Daar sien jy hom N5. Uitgawe verminder die wins vir die jaar en daar aan die debietkant van advertensies 2015 Junie die 10de uit die bank uit R140 betaal. Die volgende transaksie is op die 14de addisionele toerusting. Dit wil sê nog toerusting word by parkwinkels gekoop en per cheque betaal R4,200. Dus word daar nog geld uit die bank uit betaal vir toerusting. Die geld in die bank word minder. Die bank is 'n bate wat minder word. Daarom hierdie inskrywing ook aan die kredietkant van die bank. Die 14de Junie toerusting is gekoop R4,200 en by toerusting se debietkant op die 14de bank en daar sien jy die R4,200 toerusting wat op die 14de uit die bank uit gekoop is. Die volgende transaksie op die 16de kontant ontvang. Die onderneming het geld ontvang vir dienste gelewer volgens die kasregisterrol R1,980. Nou as die onderneming geld ontvang, dan word die geld in die bank wat 'n bate is meer. Daarom aan die debietkant
van die bankrekening. Die geld wat ontvang word vir dienste gelewer, noem ons lopende inkomste. Dus die 16de Junie, lopende inkomste R1980. En nou kan ons gaan en die lopende inkomste rekening, wat 'n inkomste is, krediteer met hierdie bedrag. Nou daar sien jy lopende inkomste N1 en daar moet jy hê aan die kredietkant van lopende inkomste die bedrag 2015 Junie die 16de bank R1980 is ontvang vir dienste gelewer. Ons noem dit lopende inkomste. Sien jy, lopende inkomste is gekrediteer, die bank is gedebiteer, dus die dubbelinskrywingsbeginsel geld. Op die 18de, lone word per cheque betaal. Dit is aan die werkers van die besigheid, R120. Die geld in die bank word minder as gevolg van hierdie betaling, daarom die inskrywing aan die kredietkant van die bankrekening. Die 18de, lone is betaal R120. En nou kan ons gaan en sê, lone is natuurlik 'n uitgawe, en daar sien jy die lone rekening, en aan die debietkant van die lone rekening, die inskrywing 2015, Junie die 18de, bank R120. Lone verminder die wins aan die einde van die jaar, die wins vir die eienaar kry, daarom skryf ons altyd aan die debietkant van lone. Die volgende transaksie vind plaas op die 20ste, betaal R100 weer in die City of Tshwane vir water en elektrisiteit. Dit is die uitgawerekening wat ons gaan debiteer. Die geld in die bank word minder. Daar sien jy die inskrywing op die 20ste Junie. Water en elektrisiteit is betaal R100. Die bank is gekrediteer, bate wat minder word, en dus moet ons water en elektrisiteit, wat 'n uitgawe is, moet gedebiteer word. Die inskrywing 2015, Junie die 20ste, geld is uit die bank uitbetaal R100. Sien jy die kruisverwysing, by waterelektrisiteit se debietkant is bank, en by bank se kredietkant water en elektrisiteit R100. Die volgende transaksie vind plaas op die 22ste Junie, koop weer verbruiksgoedere by Absolute Traders en betaal die R700 per cheque. As ons betaal, dan word die geld in die bank minder, dus die bankrekening word gekrediteer, en hierdie keer was daar die R700 vir verbruiksgoedere. Onthou jou datum te skryf, die 22ste Junie, verbruiksgoedere R700. Verbruiksgoedere is natuurlik 'n uitgawe, dus moet ons verbruiksgoedere gaan debiteer, en daar sien jy aan die debietkant van verbruiksgoedere, die 22ste Junie, is daar nog R700 se verbruiksgoedere gekoop. Die dubbelinskryving is by die bank se kredietkant gemaak. Die volgende transaksie op die 24ste, daar word weer kontant ontvang vir dienste gelewer volgens die kasregisterrol R2100. Geld word ontvang, dus die geld in die bank word meer, bate word meer aan die debietkant, daarom aan die debietkant van die bankrekening, hierdie inskrywing die 24ste Junie, lopende inkomste R2100. En nou kan ons die dubbelinskryving gaan voltooi by die kredietkant van die lopende inkomste rekening, gaan sê ons op die 24ste Junie, geld is ontvang vir lopende inkomste, dit is geplaas in die bank, en dit was R2100. Lopende inkomste is gekrediteer, dis 'n inkomste wat die wins en die eienaarsbelang meer maak, en die bank is gedebiteer, bank 'n bate wat meer word. Die volgende transaksie vind plaas op die 25ste, betaal lone per cheque R140, weer eens die geld in die bank word minder, daarom aan die kredietkant van die bankrekening, die inskrywing op die 25ste Junie, lone is betaal R140, en die lone rekening moet dus gedebiteer word. Lone is mos 'n uitgawe, dus aan die debietkant van lone is daar weer op die 25ste Junie
uit die bank uit R140 betaal ten opsigte van lone. Dan nog steeds op die 25ste, reik 'n cheque uit aan Telkom ter betaling van die telefoonrekening R70. Nou telefoon is ook 'n uitgawe. Ons betaal dit uit die bank uit. As ons geld uit die bank uit vat, dan word die geld in die bank minder. Dus aan die kredietkant van die bankrekening. Dit is nog steeds die 25ste. Jy hoef nie weer die dag te skryf nie. Nog steeds die 25ste. Telefoon R70 is betaal. En die telefoonrekening, daar sien jy om N8, 'n uitgawerekening. Daar voltooi ons die dubbelinskryfing aan die debietkant 2015 Junie die 25ste bank en daar sien jy die R70 wat betaal is vir die telefoon. Die volgende transaksie op die 28ste, die eienaar M de Waal neem 'n cheque van R800 vir eie gebruik. Daar word dus geld uit die onderneming se bankrekening geneem. Die geld in die bank moet minder word. As die eienaar geld neem vir eie gebruik, dan noem ons dit onttrekkings. Onttrekkings verminder die eienaar se belang, dus sal onttrekkings gedebiteer word. Nou kom ons maak eers die bank minder met die geld wat die eienaar neem. Dus aan die kredietkant van die bankrekening het ons die inskrywing onttrekkings. Onttrekkings R800 wat die eienaar neem vir eie gebruik. Dus die bank 'n bate word gekrediteer, minder gemaak met die R800 en die onttrekkingsrekening. Dit is waar ons die dubbelinskryfing voltooi by die debietkant van onttrekkings 2015 Junie die 28ste uit die bank uit het die eienaar R800 onttrek. Die dubbelinskryfing debiteer onttrekkings want dit verminder die eienaarsbelang en krediteer die bank want dit is 'n bate wat minder word. Op die 29ste koop 'n voertuig by Brooklyn Motors en betaal per cheque R25,000 uit die bank uit. Neem ons geld, bank is 'n bate wat minder word en ons koop 'n voertuig. Daarom die dubbelinskryfing sal wees by voertuie, dus op die 29ste Junie voertuie R25,000. Voertuie is natuurlik 'n bate. As ek 'n voertuig bykoop, dan word hierdie bate meer en daar sien jy die inskrywing aan die debietkant van voertuie 2015 Junie die 29ste bank R25,000. Nog 'n transaksie op die 29ste, kontant ontvang verdienste gelewer volgens die kasregisterrol R2,460. Hare is gesny, dienste is gelewer en R2,460 is ontvang. Ons sit dit in die bank. Dit maak die geld in die bank meer, dus die inskrywing op die 29ste Junie. Lopende inkomste R2,460. Kom ons voltooi die dubbelinskryfing by lopende inkomste se kredietkant. Daar is die inskrywing die 29ste. Die geld wat ontvang is in die bank gesit R2,460. En nou kan ons gaan en ons laaste transaksies wat op die 30ste Junie plaasvind, kan ons gaan boekstaaf. Die eerste transaksie op die 30ste betaal lone per cheque R140. Die geld in die bank word minder as gevolg van hierdie lone wat betaal is. Daarom aan die kredietkant van die bankrekening R140 en dit is betaal vir lone. Lone is natuurlik 'n uitgawe. 'n Uitgawe verminder die wins of die eienaarsbelang. Dus aan die debietkant van die lonerekening die 30ste Junie bank R140. Die dubbelinskryfing is voltooi, lone is gedebiteer en die bank is gekrediteer. Nog steeds op die 30ste Junie reik 'n cheque uit aan Brooklyn Motors vir R240. Waarvoor is hierdie cheque uitgereik? Ter betaling van herstelwerk aan die eienaar se privaat motor gedoen. Nou enigiets wat aan die eienaar se privaat
motor gedoen word, sal gesien word as onttrekkings. Dus, ja, die geld is uit die bank uit betaal op die 30ste, die R240, maar omdat dit vir die eienaar se privaat motor is, noem ons dit onttrekkings. Ons krediteer die bankrekening en ons debiteer onttrekkings op die 30ste met hierdie R240 wat uit die bank uit betaal is, want dit verminder die eienaar se belang in die besigheid. Dit was die laaste transaksie en nou word daar gevra, sluit alle rekeninge korrek af op 30 Junie 2015 en bepaal ook die saldo van die bankrekening. Kan jy sien dat al hierdie groen inskrywings aan die kredietkant, daai kapitaal wat verwys na die bank, R50.000, hierdie lopende inkomste op die 16de Junie, die 24ste Junie en die 29ste Junie, dat al daardie kredietinnskrywings staan hier aan die debietkant van die bank, dus die dubbelinnskrywings voltooi. Dieselfde met al die rooi debietinnskrywings, onttrekking se debietkant, voertuie se debietkant, toerusting se debietkant, verbruiksgoedere se debietkant, lone se debietkant, die handelslisensie wat betaal is, advertensies, water en elektrisiteit, huuruitgawe en telefoon, dit verskyn alles aan die kredietkant van die bankrekening. Dus geld die dubbelinskrywingsbeginsel. Nou as ons kyk na die rekening om dit af te sluit, die kapitaalrekening het slegs hierdie R50.000 gehad, ons los dit net so, ons kan die totaal sien. Onttrekkings, daar is gedurende die maand op 28 Junie aan die eienaar R800 gegee as onttrekkings en weer op die 30ste R240. Dus trek 'n streepie, tel op en die totaal van onttrekkings aan die einde van die maand R1040. Voertuie is daar slegs een inskrywing. Ons kan dus sien die voertuig wat ons besit het gekos R25.000, maar toerusting is op die 7de Junie aangekoop vir R8.800 en toe weer op die 14de Junie vir R4.200. Ons moet dus daardie optel en sê die toerusting wat ons besit, R13.000 is die kosprys van daardie toerusting. Die bankrekening sal ons nou gaan saldeer. Kom ons kyk net eers na ander rekeninge waar ons net aan een kant geskryf het. Lopende inkomste, daar is op die 16de Junie geld ontvang, weer op die 24ste Junie en weer op die 29ste Junie. As ek daardie bedrae bymekaar tel, dan is die totaal wat hierdie maand vir lopende inkomste ontvang is R6.540. Dit is hoe jy rekening afsluit, waar jy net aan een kant van die rekening skryf. Verbruiksgoedere, op die 8ste Junie is verbruiksgoedere aangekoop vir R1.100, weer op die 22ste Junie vir R700, dus tel die debietkant op en die totaal R1.800. Lone is 3 keer hierdie maand betaal, op die 18de Junie R120, die 25ste Junie R140 en op die 30ste Junie weer R140. Die totale lone vir die maand is dus R400. Maak seker dat jy daardie debietkant van lone optel. Die handelslisensie is bloot 1 keer betaal, advertensies, waterrekstyd, huuruitgawe, telefoon, net een inskrywing, dit kan jy net so los. Nou kom ons kyk na die bankrekening. En hierdie moet jy nou vir jouself mooi duidelik maak. Ons het hierdie maand R50.000 ontvang vir kapitaal, plus ons het R1.980 verlopende inkomste ontvang op die 16de Junie, nog R2.100 op die 24ste Junie en R2.460 op die 29ste Junie. As ek hierdie debietkant optel, dan kry ek 'n totaal van R56.540. En nou moet ek gaan aftrek. Onthou, as ek niks hierdie maand betaal het nie, dan sou ek R56.540 in die bank gehad het. Maar minus die R600 handelslisensie wat betaal is, minus die R1.320 huuruitgawe wat betaal is, minus die R8.800 toerusting wat betaal is, minus die R1.100 verbruiksgoedere,
die 140 vir advertensies, minus die 4200 toerusting wat aangekoop is, minus die 120 lone wat betaal is, minus die R100 water en elektrisiteit wat betaal is, minus die R700 verbruiksgoedere wat gekoop is, minus weer 140 wat vir lone betaal is, minus daai R70 wat vir die telefoon betaal is, minus die R800 wat die eienaar onttrek het, minus die 25.000 wat vir voertuie betaal is, minus die 140 wat vir lone betaal is, en minus daardie R240 onttrekkings. Dus, hierdie totale debietkant, minus al daardie betalings, gee vir my 'n saldo oorgedra na volgende maand toe van R13.070. En nou moet jy toets of jy daai saldo korrek bereken het, tel hierdie kredietkant op, al daardie betalings plus die saldo, en ja, die rekening balanseer op R56.540. My betalings was dus minder as my ontvangstes, en daar het geld dus oorgebly in die bank. En nou kan ek gaan en sê, op die 1 Julie, die volgende dag, is die saldo wat ek afbring vir die bank, R13.070. Dit is waarmee ek die volgende maand in die bank gaan begin. Dan sal aan Julie weer ontvangstes wees, weer betalings wees, en aan die einde van Julie sal ek weer die saldo uitwerk wat ek op 1 Augustus sal afbring. Onthou, die bank is die enigste rekening wat bestaan wat 'n debiet of 'n kredietsaldo kan hê. As hierdie betalings meer was as die ontvangstes, dan sou die saldo oorgedra aan die debietkant gewees het en die saldo afgebring aan die kredietkant, en dit sou beteken het, jou bankrekening het 'n oortrokke saldo. Jy skuld vir die bankgeld. Maar in hierdie geval, die ontvangstes R56.540, as jy al die betalings aftrek, het daar R13.070 oorgebly in die bank, en dit is waarmee die bankrekening die volgende maand begin. Verstaan baie mooi die dubbel-inskrywingsbeginsel. As daar 'n debietinskryving in een rekening gemaak is daar 'n kredietinskryving in 'n ander rekening, en die twee rekeninge verwys na mekaar. By bank staan daar kapitaal, by kapitaal staan daar bank. As daar lopende inkomste by bank staan, dan moet daar in die lopende inkomste rekening bank staan. Dieselfde met die betalings, as daar by die bank staan handelslisensie of huuruitgawe of toerusting, dan moet daar in daardie rekeninge, handelslisensie, advertensies, oral na bank verwys word, want dit is waar die dubbelinskryving voltooi is. Maak seker jy verstaan die dubbelinskrywingsbeginsel, dan kan ons in die volgende oefening gaan kyk hoe ons dit baie korter en makliker kan skryf deur van die kontant ontvangste joernaal en die kontant betalingsjoernaal gebruik te maak. Dit doen ons in die volgende oefening.